Goeiemôre geliefdes en vriende van AGS World Park. Ek groet u weer eens in liefde en lieflike naam van ons Skepper en ons Here en Meester Jesus Christus. Geliefdes, ek het gister vir u gesê dat Jesus agter die Vader die regter is. Maar ek het vir u uitgewys dat hy graag die bediening van redding en versoening aan ons wil bedien. Hy wil graag seën aan die mensdom bedien en dat hy traag is om oordeele te wil uitoefen oor die mensdom. Ons mag egter nie vergeet dat dit is sy ewige reg om as ewige regter op te tree nie. Nou in 1 Petrus 1 vers 17 sien ons die volgende, hy sê: "En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneem van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap." So ek dink, Petrus praat hier van die feit dat God oordeel. En omdat God dan die regter is, het ons nodig om die nodige respek en vrese vir hom te hê. Nou, dit is net so dat as een van ons eendag in die hof moet verskyn, vir welke rede ook al, dan is daar by ons 'n bietjie angs, 'n bietjie onsekerheid, want dis 'n vername amp, die amp van 'n regter in die natuurlike. Nou sien ons dat die taak van regter en om te kan oordeel, het die Vader ook aan die Seun toegeskryf. In Johannes 5 vers 22 lees ons die volgende: "Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee." Hy sê in die 23ste vers: "Sodat almal die Seun kan eer." Hoor u? Regters word geëer, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Jesus sê in die 26ste vers: "Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê." En in vers 27 sê hy: "En hy het hom mag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is." So hy bring nou 'n ander element in. Die Seun van God moet eer ontvang, soos wat God eer ontvang, gelyke eer ontvang. Dis die bedoeling van die Vader hart. Maar dan sê hy, maar uiteindelik die reg om te kan oordeel, omdat hy nie net die Seun van God is nie, maar ook omdat hy die Seun van die mens is. Dit is baie belangrik dat ons hierdie goed raak sien. So, dis nie net die Vader wat gaan oordeel, dis nie die Vader wat die regter is nie. Eintlik is daar die funksie dan van die Vader oorhandig aan die Seun, sy geliefde Seun Jesus Christus. En dan sê hy twee redes hoekom hy hierdie ding oorhandig. En die eerste is want met die ampt van regter is daar gaan daar eer gepaard. En op hierdie manier sal die mense verplig wees om Jesus regmatig te eer, net soos wat hulle dan die Vader moet eer. En dan in die tweede plek, nie net om hom eer te gee nie, maar ook omdat hy die Seun van die mens is. Nou, 'n seun van die mens het hy die vermoë om te verstaan watter swakhede ek en jy besit. Verstaan hy hoe dit voel om as mens deur versoeking te gaan, en kan hy daardeur meer medelee, meer genade hê vir jou en my, wanneer hy optree in sy beoordeling, in sy ampt as regter oor die mens. Mag die Here u seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat die Vader besluit het dat u net soos hy geëer moet word. Maar ook baie dankie, Jesus, dat u die Seun van die mens genoem word en dat u ten volle verstaan wat in elke mens omgaan, watter stryd ons het wanneer ons deur versoeking gaan, want u was self as mens versoek. Ons waardeer u en ons aanbid u. Amen.